Dis Paasnaweek en ons celebrate Jesus se opstanding vandag, want hy leef. Ag, draai net na die een langs jou, dan sê net vir hom, Jesus leef. En klink happy as jy dit sê. Ons moet opgewonde wees oor die feit dat Jesus leef, amen. Want dis omdat Jesus leef, dat ek en jy vandag lewe kan hê en dit in oorvloed. Amen. Right, ouens, ons het Vrydag, amper sê ek Sondag. Ons het Vrydag het ons 'n bietjie gekyk oor die gordyn wat geskeur is en ons het gesien dat God het die gordyn geskeur in die allerheiligste en dit gee vir my en vir jou toegang tot sy teenwoordigheid. Dit gee vir ons toegang om in 'n verhouding met hom te kan wees. En vandag wil ek so 'n bietjie verder gaan en ek wil praat oor the stone that moved. Want in elkeen van ons se lewe is daar iets wat moet skuif. Of jy dit nou wil glo of nie, daar's iets in jou lewe wat moet beweeg. Daar's iets in jou lewe wat moet skuif. En ek glo dat hierdie gebeurtenis wat Jesus gedoen het, die feit dat hy opgestaan het en die rots weggerol is soveel meer impak in ons lewe vandag, want ons kan besef dat ek en jy het nie nodig om in 'n toegraf te wees nie. Ek en jy kan opstaan en ons kan leef soos wat God ons gemaak het. En hoe is dit? Nuwe skepsels. Sê vir een langs jou, jy's 'n nuwe skepsel. Amen. Nou, die kruisiging het gebeur. Jesus was in die graf en die vroue stap vroeg op Sondagoggend om Jesus se liggaam verder te gaan voorberei met al die speserye, want hulle het nie die Vrydag kans gehad om dit te doen nie. Jesus het gehang aan die kruis en die Jode het vir die Romeine gevra, kan ons nie die liggame van die kruise afhaal voordat die Sabbat begin nie. En die Sabbat het die aand begin, die Vrydag aand, en hulle het deurgegaan tot by Saterdag aand. En hulle het die liggaam afgehaal en hulle het die liggaam net toegedraai en hom in die graf gaan sit, die rots voorgerol. En die Fariseërs doen iets amazings. Kan julle glo die Fariseërs het iets gedoen wat amazing is, wat eintlik beter is as wat die disippels gedoen het. Wil julle weet wat dit is? Hulle het geluister na Jesus. Jesus sê, ek gaan na 3 dae weer opstaan. Die disippels het vergeet daarvan, maar die Fariseërs onthou dat Jesus gaan opstaan. En hulle reël met die Romeine en met die leierskap van die Romeine om te sê, hoor hierso, julle moet hierdie graf seël. Want Jesus het gesê hy gaan opstaan na 3 dae. So net om dit te cover, wil ons nou nie hê die disippels moet kom en sy liggaam steel en dan die storie versprei dat Jesus het opgestaan na 3 dae nie. Fariseërs. Die disippels kruip weg in 'n kamertjie agter geslote deure en hulle is so bang vir die Joodse leierskap, vir die Fariseërs. En hulle seël daai klip voor die graf. Hulle seël daai klip en bo-op dit sit hulle klomp soldate by die grafsteen, by die graf. So nie net is die graf geseël nie, hulle het klomp soldate ook daar gesit. Dit gaan 'n expert vat, 'n expert dief vat, om daai liggaam te gaan steel. Alright, so daar is 'n klomp redes en klomp geskiedkundige bewyse, wat vir my en vir jou sê, dat Jesus Christus het opgestaan. Net die logika daarvan, daar is 'n geseelde rots, 'n klomp soldate, as ek dit nie mis het nie, was daar omtrent so 50 soldate, en hierdie ouens was geoefend in oorlog. So ek dink nie 'n normale dief van daai tyd gaan die tegnologie hê, die laserbeams en die teargas en die slaapgas en die goeters om die ouens nou nie moeg te maak en dat hulle nou, jy weet, die mekaar gaan en hulle sakkie sement saamgevat, vir as hulle klaar die klip weggerol het, dan gaan hulle hom weer seël met sement en dan gaan hulle al hierdie ouens gaan wakker word en hulle gaan sê, maar hoekom het ons geslaap? Is alles nog oké? Nee, die klip is nog geseël, great, die liggaam is gesteel. Ek dink nie die ouens het daai tegnologie gehad nie. Ek dink nie hulle het daai vermoë gehad nie. Ek dink hulle was net normale diewe wat daai tyd geleef het en hulle sou maar net die normale ding gedoen het.
Maar daar's bewyse dat Jesus het opgestaan. En ons begin die storie in Matteus 28. En ek wil hê met jou Bybel soontoe vat, of ekskuus Lukas 24. Lukas 24. En ek wil hê jy moet gou soontoe blaai as jy die YouVersion Bible app op jou foon het. Is jy welkom om daarso die notas te kry. Lukas 24 vers 1. En ons gaan net so 'n paar verse daarso lees. But very early on Sunday morning, the women went to the tomb, taking the spices they had prepared. They found that the stone had been rolled away from the entrance. So they went in, but they didn't find the body of the Lord Jesus. As they stood there puzzled, two men suddenly appeared to them, clothed in dazzling robes. The women were terrified and bowed their faces with their faces to the ground. Then the men asked, "Why are you looking among the dead for someone who is alive? He isn't here. He is risen from the dead. Remember what he told you back in Galilee, that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that he would rise again on the third day." Then they remembered that he had said this. So they rushed back to the tomb from the tomb to tell his 11 disciples and everyone else what had happened. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and several other women who told the apostles what had happened. But the story sounded like nonsense to the men, so they didn't believe it. However, Peter jumped up and ran to the tomb to look. Stooping and peered in and saw the empty linen wrappings. Then he went home again, wondering what had happened. Ek wil gou vir julle hierdie gedeelte lees in Matteus 28. Is 'n ander weergawe wat Matteus nou gee. En as jy al die evangelies gaan lees, dan kry jy 'n volle prentjie van wat gebeur het. En Matteus 28 sê, "Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and other Mary went out to visit the tomb. Suddenly, say suddenly. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone and sat on it." Okay, ek wil gou daar stop. Hier kom Maria en die ander Maria en die ander vroue en hulle stap na die graf toe. Daar is die steen voor die graf. En hulle vra die vraag terwyl hulle op pad is soontoe, wie sal vir ons die rots wegvat? Wie sal vir ons die rots wegneem? En hier kom hulle by 'n graf waar die rots voor die graf nog is. En hier kom 'n engel en die engel kom af en hy rol die rots weg. Hy rol die rots weg en hy gaan sit op die rots en luister mooi wat gebeur. Vers 3. His face shone like lightning and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him and they fell into a dead faint. Hulle het flou geval. En dis hoekom ons kan glo dat een van die manifestasies is dat wanneer ons in God se teenwoordigheid inkom, is daar mense wat omval. Okay, want die krag van God, die heerlikheid van God kom neer op hulle. Then the angel spoke to the woman, "Don't be afraid," he said, "I know you are looking for Jesus who was crucified." Nou ek wil hê julle moet hierdie prentjie vanoggend gou kry. Hierdie vroue stap, hulle wil Jesus se liggaam gaan klaar voorberei vir die dood en so aan. En hulle kom by die klip en die graf is toe. Daar's 'n klip voor dit. Ek wil hê julle moet gou hierdie prentjie net sien. Op daai oomblik toe hulle daar kom, volgens Matteus, toe is die klip nog geseël. Daar is wagte wat by hierdie klip staan, by hierdie graf staan en wag hou. En so kom die engel af en die engel rol die klip weg. Waar's Jesus? Ek wil hierdie volgende stelling maak vanoggend. Die klip word nie weggerol sodat Jesus kan uitkom nie. Die klip word weggerol sodat ek en jy kan sien en glo. Jesus was klaar opgestaan.
Jesus word nie beperk deur 'n klip of deur 'n deur nie. Ons sien dit later in die evangelies, waar Jesus net appear. Die disippels is agter geslote deure, hulle kruip weg in vrees, en hier kom Jesus en hy staan in hulle midde. As hulle dink hulle het 'n spook gesien op die water, ek wonder wat was hulle reaksie op daai oomblik. Hier was vrees, hier was soos, wow, wat gaan nou aan? En Jesus sê, don't be afraid. En dit is vir my amazing, elke keer as God op die scene kom, elke keer as die engele op die scene kom, is daar vrees, want jy verstaan dit nie, jy's bang, jy's al 'n bietjie versigtig, maar die Here sal altyd kom en sê, moenie vrees nie. Het die duiwel al ooit vir jou gesê, moenie vrees nie? Inteendeel, hy enhance jou vrees. Hy maak daai storie wat in jou kop rondhardloop nog erger en nog groter. En voordat jy jouself kan kry, het jy so 'n groot berg gevorm net van 'n muurshoop. Vrees wat van die vyand afkom sal altyd meer raak. Maar wanneer jy in God se teenwoordigheid instap, is daar dis nie 'n vrees van ek's bang nie, it's a awe of God. Dis 'n respek vir God. Dis om bewus te wees van die Here is besig om met my te praat. Ek is in God se teenwoordigheid. Johannes 20 vers 6 sê, then Simon Peter arrived. Hy het nou gehoor die vroue sê dat die graf is leeg. And Simon Peter arrived and went inside. He also noticed the linen wrappings lying there, while the cloth that had covered Jesus' head was folded up and lying apart from the other wrappings. Then the disciple who had reached the tomb first also went in and saw and believed. He saw and he believed. Die oop graf is nie sodat Jesus kan uitkom nie. Die oop graf is sodat ek en jy kan glo en kan sien. My vraag aan elkeen van ons vandag is, glo jy dat Jesus Christus leef? Dis 'n ander mate om te sê, ek glo Jesus leef, want almal sê dit. Daar's baie mense wat dit getuig. Maar hier, binne in jou binneste, glo jy vandag dat Jesus leef? Of sien jy Jesus nog aan die kruis? Jare terug toe ons kinders was al hierdie sê ding gewees. Ek het so 'n hangertjie gehad met 'n kruis op, en dan was daar nou so 'n mannetjie op die kruis. En een van die ou ooms kom na my toe, hy sê, Boeta, daai kruis om jou nek is verkeerd. Ek sê, hoe so oom? Hy sê, die kruis is leeg. Ek het 'n mannetjie op my kruis gehad. Die kruis is leeg. Jesus het opgestaan. En ons sien baie keer net vir Jesus aan die kruis. Maar sien jy vir Jesus vandag as lewendig? Sien jy vir Jesus vandag as die een wat op die troon sit aan die regterhand van die Vader? Sien jy vir Jesus as die oorwinnende Jesus? Sien jy vir Jesus, want die engel sê, in Matteus sê hy vir die vroue, ek weet julle het gekom om vir Jesus die gekruisigde te kom soek. Maar Jesus die gekruisigde is nie meer hier nie, dis nou Jesus die opgestane ene. Die een wat die dood oorwin het, die een wat die lewe gee en dit in oorvloed. Die een wat leef. Sê vir die een langs jou, Jesus leef. Van julle soos, Jesus leef. Ander van julle soos, Jesus leef. Ander julle van julle soos, Jesus leef. Jesus leef. Regdeur Jesus se bediening op aarde, het hy ons geleer dat ons moet glo, en dat ons geloof is hoe ons moet sien. Ons moenie sien om te glo nie, maar ons moet glo en dan sien. So jou geloof bring jou by 'n plek van sig. So nou kom Petrus en al die disippels en die ouens kom by die graf en hulle sien die graf is leeg en daar is 'n geloof wat gestuur word, maar tog is daar 'n wonder van wat gaan nou aan. En die engel sê vir die vroue, onthou julle nie dat Jesus gesê het, hy gaan weer opstaan nie. Ek wil vandag het so verklaar en sê, dat ek en jy mis baie keer die oorvloed van die lewe, want ons onthou nie wat God vir ons gesê het nie. Kan jy onthou die dag toe Jesus vir jou gesê het, hy is lief vir jou? Hoe
Hoekom voel baie van ons dan nog steeds ongeliefd? Onthou hierdie dag wat Jesus vir jou gesê het, hy sal vir jou voorsien. Hoekom leef ons dan in vrees en in angs wanneer ons tekort het? Ons besef nie altyd dat dit wat God gesê het, kom uit 'n hartklop van uit lewe uit nie. Dis nie 'n dooie mens wat met ons praat nie, God leef. En daarom wanneer God met ons praat, dan sê hy die waarheid en hy sê vir ons goeders wat werklik is. En goed wat ek en jy kan glo. En ek wil vandag vir jou sê, die graf is leeg, sodat jy kan glo. Jesus het opgestaan, sodat ek en jy kan glo. En ek wil vandag vir jou sê, jou geloof moet op hierdie dag so gestuur wees, dat jy opstaan en sê, Here, dankie dat U in oorvloed vir my lewe gee. Dankie dat U voor my uitgaan. Dankie dat U vir my die paaie gelyk maak. Dankie dat U vir my riviere in die woestyne maak. Net 'n interessante punt, ek het dit nou nie in my notas nie, maar interessante ding wat ek nou gelees het oor die naweek is dat terwyl ek voorberei en ek praat en ek dink oor hierdie tema van the stone that moved, dink ek kom die gedagte by my op van die rots in die woestyn waar Moses met die rots moes praat of moes slaan en die tweede keer moes hy met die rots praat. En daar was hierdie storie wat historiese boeke wat geskryf is deur die Jode, waarvan die Jode sê dat oral waar die Israeliete beweeg het, was daar water wat saam met hulle beweeg het onder die grond. En dat wanneer die Israeliete by 'n plek gekom het waar hulle gaan kamp het die water opgereis en poele gemaak. En Paulus skryf in Hebreërs dat Moses het die rots geslaan en uit die rots uit het daar ewige lewende water uitgekom. Dit was nie net fisiese water wat hulle gedrink het nie, maar daardie rots wat hy geslaan het, was Jesus Christus. Paulus sê dit in Hebreërs, dat die rots wat Moses geslaan het, was Jesus Christus. En dan toe lees ek nou so 'n bietjie verder en hulle skryf toe nou in van die geskiedkundige boeke, skryf hulle dat hierdie rots, want Paulus praat hier van 'n movable rots, die rots wat saam met hulle beweeg het. Maar dit was nie 'n fisiese rots wat nou saam met hulle, imagine daai ene. Kom liefie, ons moet ons tent oppak, is die rots reg om te beweeg? Die kom die rots aangerol, aangeskuif, hoe ook al. Maar die rots het saam met hulle beweeg, en Paulus sê dit was nie 'n fisiese rots wat saam met hulle beweeg het nie, maar dit was Jesus Christus wat saam met hulle beweeg het. En oral waar hulle kom, het hulle water gehad, want Jesus het vir hulle water gegee. Waar kom lewende water vandaan? Van Jesus af. Jesus is ons lewende water. En dan sê die woord, wanneer ons lewe vir hom gee, dan sal strome van lewende water uit ons binneste uit vloei. Die dag wat jy Jesus Christus, wanneer jy die geskenk wat Jesus aan die kruis gedoen het vir my en vir jou, as jy dit gaan aanvaar en jou lewe vir hom oopmaak, dan kom die Heilige Gees en hy woon in jou en strome van lewende water sal uit jou uitkom. Maar okay, dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Die klip word nie weggerol sodat Jesus kan uitkom nie. Die klip word weggerol sodat ek en jy kan glo. Sodat ons kan glo. Ons almal beleef klippe wat in ons lewe wat swaar is. Ek bedoel, kom ons vergeestelik gou hierdie storie. Daar's dinge in jou lewe, daar's dinge in my lewe wat swaar is, wat jy nie altyd kan self skuif nie. Jy het iemand nodig om vir jou daai rots te skuif. Jy het iemand nodig om vir jou daai klip weg te stoot. En die Here is vandag saam met my en jou, en hy gee vir my en vir jou die vermoë om hom te glo om die rotse weg te skuif. Hy is die een wat die rots skuif. Hy is die een wat dit oopmaak vir my en vir jou, sodat ons lewe kan deurbrake ervaar. Klippe wat heel moontlik die beperking plaas tot jou deurbraak. Daar's deurbrake wat ons moet ervaar, daar's deurbrake wat jy moet beleef in jou lewe, maar jy ervaar dit nie, want jou klip is in jou lewe gerol. Jy het iemand nodig wat daai klip vir jou kan wegrol. En ek het vandag vir jou die antwoord. Sy naam is Jesus. Hoekom? Want hy leef. Jesus leef. En omdat Jesus leef, kan die klippe weggerol word. Daar's nie meer 'n toegraf nie, die graf is oop. Ek wil vir julle vat na 'n storie van Lazarus. Julle almal ken die storie van Lazarus, né?
Kom ek lees vir julle storie in Johannes 11 vers 20. When Martha got word that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that God will give you whatever you ask. Daai is geloof. Even now, Here my broer is dood. But even now, God will give you anything and everything that you ask him. So eintlik wat sy sê is, Here, maak hom sommer nou lewendig. Nee? Jesus told her, your brother will rise again. Yes, Martha said. He will rise when everyone else rises at the last day. Val haar geloof net daar plat. Dadelik verwys sy het so groot geloof. Here, die Here kan vir jou enigiets, as jy net vra die Vader, laat Lazarus lewendig word. Maak hom lewendig, wat ook al. Here, ek doen dit. Ja nee, hy sal opstaan. Ja Here, ek weet hy gaan opstaan, want toe hak haar kop vas in 'n versie in die Ou Testament. En daar gat sy en sy sê nee, hy sal eendag opstaan. Hy's nou dood, maar hy sal eendag opstaan. God wil 'n wonderwerk vandag doen in jou lewe. God wil 'n wonderwerk vandag doen in jou lewe. Nie wag tot die einde van die tyd nie, nie wag tot later nie. God wil 'n wonderwerk in jou lewe doen. Hoekom gebeur dit nie baie keer nie? Want ons bære ons geloof. Ons bære ons geloof. Jesus told her, en hierdie is die woorde wat ek vanmôre vir jou wil deel. Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after they die. Everyone who lives in me and believes in me will never, ever die. Do you believe this, Martha? Yes, Lord, she told him. I have always, luister hierdie mooi woorde. Ek dink partykeer het sy nie eers regtig besef wat sy alles sê nie, maar hierdie vrou het 'n stirring in haar gees gehad, dink ek. Yes, Lord, she told him, I have always believed you are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. Sy bevestig dat hy is die Messias en dat hy kan enigiets doen. Then she turned to Mary, she called Mary aside from the mourners and told her, the teacher is here and wants to see you. So Mary immediately went to him. Jesus had stayed outside the village at the place where Martha met him. When the people who were at the house consoling Mary saw her leave so hastily, they assumed she was going to Lazarus' grave to weep. So they followed her there. When Mary arrived and saw Jesus, she fell at his feet and said, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up within him, and he was deeply troubled. Where have you put him? He asked them. They told him, Lord, come and see. Then Jesus wept. And people who were standing nearby said, see how much he loved him. But some said, this man healed a blind man. Couldn't he have kept Lazarus from dying? Jesus was still angry as he arrived at the tomb, a cave with a stone rolled across its entrance. Ek dink op hierdie oomblik het Jesus gesien dit wat eendag of wat later gaan gebeur met hom. Dat hierdie is die graf en hierdie klip en hierdie mourning van daar's nie lewe nie. En ek dink dis hoekom Jesus ook so hartseer was en so kwaad was, is dat ouens, ek is die lewe. Ek is die lewe. Moenie vaskyk in die dood nie. Moenie vaskyk in die hier en die nou nie. Kyk vas in dit wat kan wees. Roll the stone aside, Jesus told them. But Martha, the dead man's sister, protested. Martha, Martha. Jy is so op en af in die lewe. Een oomblik glo jy, die volgende oomblik keer jy en die volgende oomblik wil jy nie. Ek meen, wat gaan aan? Martha, jy weet dan nou hy's 'n Messias. Jy het nou net gesê, wat ook al hy vir die Here vra, sal hy mos ook gee. Nou sê Jesus, rol die klip weg. Lord, he has been dead for 4 days.
The smell will be terrible. Want sy weet hoe ryk Lazarus sonder die ouderend. Hoeveel te meer nog na 4 dae se dood? Alright. Vers 40, Jesus responded, "Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe?" Ek wil hê jy moet gou mooi luister. Ek wil hê jy moet dit deurtrek na jou eie lewe vandag. Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? If you believe? If you believe, ek wil vandag vir jou sê, die kruis en die opstanding van Jesus Christus het die geskiedenis en die toekoms in een oomblik verander, maar dit het geen impak in jou lewe as jy nie glo nie. As jy nie glo dat Jesus Christus het gesterf en opgestaan nie, en dat hy dit vir jou en vir my gedoen het nie, gaan dit geen impak maak in jou lewe nie. Hoe kan ek dit sê? Kyk na al die gelowe wat daar buite is. Hulle almal weet Jesus het gekruisig. Ek meen die hele wêreld vier Paasnaweek. Leierskap het dit oor TV aangekondig. Daar's rallies wat gehou word reg oor die wêreld. Kerkgroepe wat oral bymekaar kom om Paasnaweek te celebrate. Dis in die koerante, die mense weet Paasnaweek is vakansie, so ouens gaan nou vakansie. Hoekom? Want dit is 'n lekker lang naweek. Maar ons as kinders van die Here weet dat hierdie is nie 'n vakansie oomblik nie, hierdie is 'n heilige oomblik. Hierdie is 'n I need to be in God's presence moment. So daar is definitief 'n getuienis daar buite dat Paasnaweek, dat dit wat Jesus gedoen het is werklik, dit wat Jesus gedoen het is groot en amazing, maar tog is daar 'n klomp mense wat nie glo nie. En die impak van dit wat Jesus gedoen het nog nie gerealiseer in hulle lewe nie. Hoekom? Want ons het nog nie geglo nie, ons het nog nie 'n keuse gemaak nie. En jy sit miskien vandag hierso en jy sê vir jouself, "Jesus, ek is nog nie eens, ek voel verlore, ek voel weg van die Here af." Jy moet 'n keuse maak, volg Jesus. Laat staan jou sonde en volg die Here. Dien die Here. Maak seker dat jou lewe gevul word met sy waarheid. Nie met jou waarheid nie met jou opinie nie, want jou opinie tel nie. Ons is kinders van God. Dis God se opinie oor ons. Dis 'n koningskap. Kom ek los op net daar. So they rolled the stone aside, vers 41. Then Jesus looked up to heaven and said, "Father, thank you for hearing me. You always hear me. But I said it out loud for the sake of all those people standing here, so that they will believe you sent me." Then Jesus shouted, "Lazarus, come out." And the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, his face wrapped in a headcloth. Jesus told them, "Unwrap him and let him go." Is dit nie 'n amazing storie nie? Hoekom het hierdie gebeur? 2 redes. Eerste rede, die Bybel sê vir ons, it is to glorify God. God se naam sal verheerlik word deur hierdie storie. Maar tweede ding, wat ek lees hierso tussen die lyne, is die Here het dit gedoen, sodat ons geloof gebou kan word. Die klip is weggerol, sodat daar 'n dooie man kan opstaan, sodat mense kan weet, Jesus is die opstanding, Jesus is die lewe, Jesus is die weg, hy is die waarheid, sodat mense kan weet dat Jesus is die een wat die werk doen, hy is die een wat sê, staan op, en mense staan op, hy is die een wat jou red, sodat daar getuienis kan wees, en alles gaan oor getuienis, alles gaan oor, wat glo jy, wat sien jy God doen in jou lewe, God doen iets amazings in jou lewe, en op die 2 gebedsborde daarachter het ons 'n gebedsversoeke, en prys die Here, 2 van die gebedsversoeke is beantwoord, come on, gebed werk, dis 'n getuienis, dat God is besig om te werk, dis 'n getuienis vir die wêreld, vir jou, vir my, om te sê dat wanneer ons bid, dan gaan die Here deurkom. Ons moet net aanhou bid. Hoekom? Want die klip is weggerol. Ons Vader, ons koning leef. The same spirit that rose Jesus from the dead
dwells and lives within us. Come on. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons liefhet. Deur die kruisdood en die opstanding het Jesus vir die wêreld uitbasyn. I love you. Maar tog glo ons dit nie. Tog sien ons maar net die opstanding as the afterthought of the aftermath. Die kruisiging is groot. Die kruisiging word gevier. Passiespele word opgevoer. Alles is die kruis is waar alles verander het. Maar sonder die opstanding het ons nie 'n lewende koning nie. Sonder die opstanding is ons geloof in God net soos die ouens wat ander gelowe het, wie se leiers dood is. Maar vandag kan ons uitbasyn, Jesus leef. Come on! Jesus leef! Jesus leef! Ons is Vrydag, was dit soos, Jesus het gesterf. Maar ons het meer gejuig oor 'n begrafnis, as oor 'n opstanding. Oh, snap. The stone is moved so that we can believe and understand. Die storie van Lazarus was nie net 'n storie van Lazarus nie. Dit is die storie van Lazarus wat 'n getuienis veroorsaak het. Daai getuienis het veroorsaak dat toe Jesus by Jerusalem inkom 'n week terug, het mense na hom toe gestroom as gevolg van die feit dat Jesus vir Lazarus op laat staan het, lewendig gemaak het. Lazarus se klip het geskuif. Hoeveel te meer vandag in 2025 as jou klip geskuif word, dat dit 'n getuienis is vir mense om by God uit te kom. Maar ons sien die klip skuif in ons lewe en ons sê vir onsself en ons sê in ons binnekamer vir die Here dankie, maar ons getuig nie daaroor nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet vir mense vertel dat Jesus Christus het die klip in jou lewe geskuif. Hy het die klip van sonde in jou lewe geskuif. Hy het die klip van depressie in jou lewe geskuif. Hy het die klip van armoede in jou lewe geskuif. Hy het die klip van verwarring in jou lewe geskuif. Hy het die klip van rejection in jou lewe geskuif. Hy het die klip van wat ook al in jou lewe geskuif. Hoekom? Sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Maar ons moet getuig. Kom ons gaan, hierdie is alles Nuwe Testament. Hierdie is alles Nuwe Testament, maar kom ek wys julle die hart van God reg in die Ou Testament. Kom ons gaan na Daniël toe. Daniël 6 vers 17. 'n Stone. Nou Daniël het God aanhou aanbid, en as gevolg van die decree wat die koning gemaak het en geseël het, wat sê dat as daar musiek speel of een of ander iets gebeur, dan moet die ouens buig voor sy standbeeld. En die ouens het vir Daniël 'n trap gestel en hulle het gesien dat toe die musiek begin speel, het Daniël nie gebuig nie, maar hy het aangehou bid. Hy het die decrees van die koning een kant toe geskuif, want God is vir hom belangriker. Toe vang hulle hom en hulle gooi hom toe nou in die leeukuil. Maar luister mooi. A stone was brought and placed over the mouth of the den. The king sealed the stone with his own royal seal and the seals of his nobles, so that no one could rescue Daniel. Jy sit miskien vandag in situasies waar die wêreld vir jou sê, niemand kan jou red nie. Jy het dit miskien met jou eie lippe vandag bely, dat niemand kan my uit hierdie gat uit red nie. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wat se seël op daai klip van jou geplaas is nie. Daar's 'n beter seël in ons lewe, en dit is die woord van God. Die woord van God is 'n seël in my en jou lewe, wat sê, dat ons het 'n koning wat leef. Ons het 'n koning wat leef, en as ons koning sê dit is so, dan is dit so. Kom ons gaan verder, vers 19. Very early the next morning the king got up and hurried out to the lion's den. Dis is Maria Magdalena en die ander Maria en Johanna en Salome en al die ander vroue wat vroeg die oggend. Ek sê vir daar's iets wat gebeur as jy vroeg in die oggend gaan om klippe te gaan kyk. Klippe skuif. So ek wil julle encourage, gaan vroeg in die oggend, gaan spandeer tyd saam met die Here, want klippe skuif in die oggende. Alright, so very early the next morning, the king got up and hurried out to the lion's den. When he got there, he called out in anguish,
Daniel, servant of the living God, was your God whom you serve so faithfully able to rescue you from the lion's den? Pause, Nadar. The king sealed the stone with his own royal seal and the seals of his nobles, so that no one can rescue Daniel. Nou sê dieselfde koning, was your God able to rescue you from the lion? Ek wonder wat het in sy kop aangegaan. Daniel answered, long live the king. My God sent his angel to shut the lions' mouths so that they would not hurt me. For I have been found innocent in his sight, and I have not wronged you, for your majesty. The king was overjoyed and ordered that Daniel be lifted from the den. Die klip word weggevat. Die klip word weggevat sodat hulle vir Daniel kan uithaal. Ek wil vandag vir jou sê, 'n klip sal nooit God keer nie. Depressie sal nie God keer nie. Armoede sal God nie keer nie. Jou rejection wat jy in jou lewe ingeneem het, sal nie God kan keer nie, because you are not rejected. You are chosen by God. You are chosen by God. Ek wil net vanmôre vir iemand sê, you are not rejected. God loves you. God loves you. God loves you. Hy het gesê, ek kom nie om te judge nie. Ek kom om te red. Ek kom om te red. Redding kom eerst en dan judgment. Maar jy moet eers gered word. Jy moet eers verlos word. En Jesus sê, ek kom en ek red jou. Stap die pad saam met my. Stap die pad saam met my. Luister mooi wat gebeur toe hierdie klip wegskuif en Daniel lewendig uitkom. The king was overjoyed. Vers 24, then the king gave orders to arrest the men who had maliciously accused Daniel. He had them thrown into the lion's den, along with their wives and children. Wees versigtig wat jy doen. Dit kan 'n impak in jou nageslag en in jou gesin hê. Net 'n warning. Almal word doodgemaak. He had them thrown into the lion's den along with their wives and children. The lions leaped on them and tore them apart before they even hit the floor of the den. Jo. Ek wil vandag sê dat die Here die vyand in jou lewe wil vernietig nog voordat hy wortel skiet in jou lewe. Moenie laat die vyand wortel skiet in jou lewe nie. Moenie laat die werke van die vyand wortel skiet in jou lewe nie. Laat toe dat die Here die klip vir jou wegrol, sodat die leeu van Juda die vyand kan verslind in jou lewe. Then King Darius sent this message to the people of every race and nation and language throughout the world. Peace and prosperity to you. I decree that everyone throughout my kingdom should tremble with fear before the God of Daniel. For he is the living God, and he will endure forever. His kingdom will never be destroyed, and his rule will never end. Come on, hier's 'n profetiese woord wat sê dat God sal altyd leef. Hier kom die Messias en hy sterf. Nee, hy leef. Hy het opgestaan. As ons hier uitstap, gaan julle nog verder rejoice. Ek dink julle is nog moeg na hierdie naweek. Vers 27, he rescues and saves his people. He performs miraculous signs and wonders in the heavens and on earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. Daniel word in die leeukuil gegooi, klip word voor die den gesit, geseël, net soos wat ons sien by Jesus. En hier kom God en hy sê, daar is nog nie eens 'n klip begin beweeg nie, maar ek sal vir Daniel red. Ek stuur 'n engel.
En daarom kan ons die Here vra dat hy opdrag gee aan die engele om by ons te wees. Jy en ek kan nie die engele hier in gebied nie, maar ons vra ons koning Jesus, wil u nie asseblief die engele stuur om saam met ons te beweeg nie? En hy gee vir sy engele die opdrag om dit te doen. En hulle beweeg saam met ons. Oral waar ons beweeg, is daar engele wat saam met ons beweeg, en ek en jy het diensbare engele wat saam met ons is, wat ons help. Come on, ons is so bevoorreg. Ons is so bevoorreg. Ons het nie net die Heilige Gees in ons, die Godheid binne in ons nie. Hy gee vir ons engele ook. Ek sal nooit vergeet nie, toe ons jonger was, hoor ek hierdie getuienis van 'n vrou wat huis toe moet stap. En sy is toe nou alleen en sy is bang, en die enigste pad wat sy kan stap is deur hierdie een steegie op pad huis toe. En hier kom 'n bende voor haar, klomp mans kom voor haar, en hulle beplan om haar nou aan te val. En al wat sy sê is, Jesus help. En nadat sy dit gesê het, toe gooi daai ouens hulle stokke neer en hulle draai om in hulle hol, asof daar 'n leeu op pad is na hulle toe. En later aan, sy rapporteer dit toe nou, en sy kan van hulle ouens se gesigte onthou, en sy gaan polisie toe en sê, yes, die ouens het my probeer aanval, maar hulle het vir een of ander rede weggehardloop. En toe hulle by hulle vang toe van hierdie ouens, en toe hulle nou met hulle gesprek het, toe sê die ou, maar toe hulle so nader aan die vrou kom, toe is daar 'n man agter haar met 'n swaard langer as wat ons is. En daai man staan so groot en hy het sy swaard begin uittrek en ons het almal geskarrel, want ons het geweet ons is in die moeilikheid. Amazing. 'n Ander ou wat gekidnap is. Ek wil gou vir julle net so 'n bietjie stuur oor hoe amazing God is en hoe amazing hy na ons kyk. 'n Ou word gekidnap en hy word daar in 'n op die 3de vloer word hy vasgehou en vasgebind. Die ouens wil nou ransom hê en so hou dit aan vir dae en vir dae en vir dae. En op 'n stadium sê net, Here, help my, help my, help my. En op 'n manier kom hy los van sy toue en goeders. En hy hoor 'n stem spring by die venster uit. En hy sê, Here, dis 3 vloere hier af. Dis hoog. En hy hoor weer die stem, spring by die venster uit. En hy hoor, amper net soos 'n movie, en hy hoor die ouens kom daar aan en hy besluit hier hardloop hy en hy spring. Dat hy sien hoe 'n engel hom vang met sy hand en hom op die grond kom neersit. Time and again. Engele is nie net in die Bybel nie. Engele is vandag nog saam met ons. Maar ons is nie daar om die engele te aanbid nie. Hoor julle? Engele is dienende geeste wat God aanstel om saam met ons te stap. En so kom die Here en hy stuur 'n engel na Daniël toe om die leeu se monde toe te maak. Kom ons vertrou die Here dat hy elke dag saam met ons sal stap en dat die klippe wat in ons lewe is weggerol sal word. Moenie die klippe voor jou sien as negatief nie. Sien dit as 'n geleentheid dat God verheerlik kan word. Ons ervaar klippe in ons lewe wat beperkings kan wees, maar ons het 'n rots. Hoor julle mooi? Daar's klippe in ons lewe wat 'n beperking is, maar daar is 'n rots in wie ons oorwinning het. En sy naam is Jesus Christus. Jesus is ons rots. Luister wat sê 1 Samuel 2 vers 2. No one is holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. 2 Samuel 22 vers 47. The Lord lives. Praise to my rock, my God, the rock of my salvation. Be exalted. The Lord, Psalm 18 vers 2, the Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Markus 16 vers 15, 19 sê, Then he asked them, But who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God.
Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter," which means rock. Luister mooi wat sê Jesus. En hierdie is nie 'n verwysing op Petrus nie. Hierdie is 'n verwysing na die stelling, "You are the Messiah, the Son of the living God." Hy sê, "Upon this rock, I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven." Hy is ons rots. Die feit dat hy gesterf het aan die kruis, die feit dat hy in 'n graf was, die klip is weggerol, hy het opgestaan, is Jesus die rots, net soos wat hy was in Exodus, is hy vandag vir my en vir jou die rots, waarop ons lewe kan bou, en waar ons kan sê, Here, dankie. Dankie vir u voorsiening, dankie vir u krag, dankie vir die veiligheid, dankie vir u beskerming, want hy is ons rots. Amen. 1 Petrus 2 vers 4 sê, "You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God's temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor." Jesus is die hoeksteen. Jesus is die hoeksteen. Die vyand wil sy klippe in ons lewe kom inrol. Maar prys die Here, daar's net een rots in ons lewe wat ons moet toelaat, en dit is ons koning Jesus Christus. He is the living cornerstone. Hierdie volgende gedagte het by my opgekom, en ek wil dit graag vir julle lees. Die werke van die vyand word altyd 'n grafsteen, maar Jesus is die ewige hoeksteen. Daarom neem God die beperkings, die grafstene in ons lewe weg, sodat ons kan glo in die een wie Jesus gestuur het, sodat ons deur ons lewe vir mense kan wys dat die graf leeg is. Kan mense vandag in jou en in my lewe sien dat Jesus leef? Kan jy met jou getuienis, met waar jy op die oomblik is in jou lewe, kan jy so getuig en die mense daar buite, as hulle na jou kyk, as hulle met jou praat, as hulle na jou luister, kan hulle sê dat Jesus leef? Of is Jesus nog agter 'n klip? Is Jesus nog in 'n graf in jou lewe? Of het Jesus opgestaan? Jesus het opgestaan. En hy staan op, soveel so, dat ek en jy vandag kan sê, ons is nuwe skepsels. Kyk, alles het nuut geword. Die ou dinge is verby. Hy maak ons nuut. Markus 16 vers 11. But when she told them that Jesus was alive and she had seen them, they didn't believe her. They didn't believe her. Ons sien later hoe Jesus kom en hulle rebuke. In Markus 16, later aan as jy nou verder aanlees, sien jy hoe Jesus agter 'n geslote deur by hulle uitkom. En dan rebuke hy hulle, omdat hulle nie geglo het nie. Moenie dat ons as kinders van die Here vandag gerebuke word, omdat ons nie kan getuig dat Jesus leef nie. Jesus leef, en hy het vir ons die koninkryk gegee. Amen? Die krag van ons geloof is die volgende. Jesus leef. Jesus leef. Amen? Amen.